en welkom by ons kwartaal 2 se groeigroepe. Hoopelik het julle uitgesien om mekaar weer te sien. Julle het na mekaar se geselskap verlang. Julle het na die glasie wyn wat julle drink of die braaivleis wat julle saam gevier het, regtig uitgesien. En kan ons hierdie hele kwartaal met 'n groot bang begin. Ek het sulke positiewe wonderlike terugvoer gekry van verlede kwartaal se boek, dat ek besluit dat ons gaan sommer dieselfde skrywer gebruik vandag vir die volgende kwartaal, vir die volgende kwartaal se tema en sy reeks. En dit is, die tema daarvan is verby jou gedagtes. En die gedagtes is eintlik bietjie dat daar sekere dinge is wat ons koppe vassteek, wat bepaal hoe ons oor God dink, en ons wil eintlik daai dinge identifiseer en ons wil die gesonde beelde, die gesonde prentjies van God wil ons voer, en die slegte, die ongesonde prentjies wil ons jou help om dit bietjie te los. Dit is waar ons hierdie kwartaal bietjie gaan besig wees. Ek wil onmiddellik sê, hopelik maak julle moeite daarvan om julle groepe uit te brei, om nuwe mense te nooi. Ek weet daarso is al klaar hierdie kwartaal reeds nuwe mense en nuwe groepe wat begin het. Asseblief, spread the word, maak die mense opgewonde oor die ding wat by die groepe gebeur. Ek gaan ook vra, soos wat deur die jaar, dat die groeisgroepe met oomblikke as julle kan en bereid is, dalk net kos maak. Ons het so 'n wonderlike broodjie projek wat ons by die hoërskool doen. Een van die groeigroepe het reeds hierdie kwartaal daarmee gehelp, en net vir die kinders wat nie in die week kos het nie, net een dag vir hulle kos te gee. Baie, baie dankie daarvoor, en hopelik kan ek op 'n klomp van julle groepe se knoppies druk. So, kom ons skop dan af. Vandag is 'n inleidende sessie, en ek moet onmiddellik daarmee sê, daar is daarom vandag 'n paar dinge wat nie noodwendig elke week kan gebeur nie. So as hierdie klaar vir jou 'n bietjie weird is, byt vas en sit hom deur. Hooplik sal jy gewoond raak daaraan, en sal dit ook vir jou die vrugte werk wat nodig is. En soos ons reeds gesê het, ons praat bietjie oor prentjies van God. En dit wat ons in ons agterkop het, bepaal baie dikwels oor hoe ons na die Here kyk. Ek het self in my eie lewe al so 'n skuif gehad van hoe ek oor God gedink het, en dit kan angswekkend wees as jy vasgehou het aan 'n prentjie en gedink het, maar hierdie is wie God is en dit is hoe God werk, en dan op 'n stadium moet kom by 'n punt waar jy sê, maar hierdie prentjie moet nou aangepas word, want die prentjie werk nie. Elkeen van ons het 'n prentjie van God, en hierdie prentjies word baie dikwels onderbewustelik deur ander mense in ons koppe geplant, sonder dat dit hulle skuld is of ons skuld is. Dit is net hoe dit is. Maar wat ons nou wil doen is, ons wil hierdie prentjies bietjie na die oppervlakte toe bring, en ons wil hê jy moet daarna kan kyk. Daar's pragtige goeie beelde van hoe God in die Bybel beskryf word, en ook in die wêreld beskryf word, wat baie kan help. Maar selfs partykeer is die goeie beelde van party mense nie noodwendig goeie beelde nie, op grond van hoe hulle groot geword het. Ek het self as dominee al met 'n meisie deur 'n volwasse belydenis van geloofproses gegaan, waar sy 'n baie moeilike prentjie van God as Vader het. Haar pa was 'n slegte pa, 'n slegte vader. En hoe meer ek met haar gepraat het oor God die Vader, hoe meer moes ons deur die prentjies wat sy oor Vader het en wat sy oor God het as gevolg van haar eie pa deurwerk, en regtig stadig puntjie vir puntjie deur al die dinge gaan. Daar's so 'n mooi Afrikaanse gospel liedjie, weer vertikaal, die liedjie se naam is U Alleen, en ek weet die liedjie is geskryf met dieselfde gedagte. Is een van die ouens het wat ook 'n dominee is wat die liedjie geskryf is, het 'n pad gestap met 'n persoon wat ook gesukkel het om prentjies van God vas te maak. En hoe meer hierdie kollega, hierdie dominee met hierdie man gepraat het, die persoon gepraat het, en meer het hulle gesê, maar kom ons werk met prentjies van God, en met ander beelde en ander woorde wat dalk vir jou beter gaan help. En toe skryf hulle 'n pragtige liedjie, soos ek sê, U Alleen, as jy nou lus is om jou groeigroep 'n bietjie te bederf, dan kan jy die liedjie, dis 'n baie mooi rustige liedjie, maar die woorde is, U's my huis. In plaas om te sê, U's my Vader, sal hulle sê, U's my huis, met ander 'n plek waar ek tuis is. Of sê, U's my somer, want daar die gevoel van somer en lewe en vreugde. U's my see. Ek is mal oor daai prentjie. Ek kan so by die see sit
en die golwe wat oor en oor spoel, net met God identifiseer. God se liefde, God se genade, dit hou nie op nie. En so gaan jy agterkom deur die loop van hierdie boek, hoe ons 'n klomp van die beelde wat jy ken, gaan uitdaag, en 'n klomp van die beelde wat jy dalk nie ken nie, op die tafel gaan sit en sê, maar kyk, hoe kan hierdie jou help? As jy selfs net na die Bybel kyk, gaan jy agterkom, daar's ook in die Bybel baie verskillende beelde en prentjies van God. En ons kry dit onder andere, ek dink, baie sterk in die persoon van Paulus. Die teksgedeelte wat julle vandag gaan saamlees, is Handelinge 9. Ek dink ek wil dit ook sommer net vir ons saamlees vandag, nie die begin, dis waar Paulus tot bekering kom. Die opskrif daarvoor is Saulus se bekering, ons weet natuurlik, Paulus se naam is verander van Saulus na Paulus na sy bekering. Ons lees Handelinge 9 vers 1 tot 10. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dryf. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevangene te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan, hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. En toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hy het sy hand gevat, hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie, en hy het niks geëet of gedrink nie. Gaan net tot sover saam lees. Nou, die woorde wat vir my so treffend is, en waar ek graag sou wou hê julle vandag moet dink, is die woorde wat Paulus sê nadat Jesus met hom praat en sê, wie is u, Here? En dis eintlik die vraag wat ons vandag wil vra. Ons het soveel prentjies van God in ons lewens, maar wat is die prentjie wat God wil hê ons moet raak sien? Wat is die prentjie van God wat ons moet beleef? En hoe moet ons ook by mekaar se prentjies oor God leer en ook mekaar kan help? Ek dink ons maak baie dikwels 'n fout as ons Paulus se lewe lees, en omdat ons dink sy bekeringsoomblik was hierdie 180 grade, hy het niks van God geweet voor die tyd nie, en toe kom hy tot bekering, toe skielik weet hy alles, en hy was op hierdie pad gewees, en toe skielik het hy heeltemal in 'n ander rigting ingegaan. Partykeer is dit nodig dat ons prentjies van God drasties moet verander, maar in Paulus geval dink ek nie is dit heeltemal akkuraat spesifiek van sy bekeringsoomblik nie, veral as jy kyk hoe sy lewe ook gegaan het. Paulus het in sy briewe, kan jy sien, hoe is dit prentjies wat hy van God gehad het, al sy hele lewe lang, wat hy gebruik, en hy gebruik dit wat hy geleer het, so om mense te oortuig, en hy is baie goed byvoorbeeld met die Griekse filosofie, met die Romeinse filosofie, allerhande wonderlike gedagtes wat hy sy hele lewe lang gehad het, wat hy eenvoudig net liggies aanpas, juis om vir mense te wys, hoe is hierdie liggies aangepaste prentjie van Jesus, die prentjie wat saak maak. Partykeer is dit nodig dat jy groot verskille in jou lewe bring, maar partykeer is dit net nodig dat jy net 'n kort rukkie, net 'n klein gedeelte van jou prentjie van God verander, en dit is baie dikwels dit wat die grootste verskil maak. Ek gaan nou die groepe kans gee dat julle 'n hele lys van beskrywende sinne oor hoe jy God en God se prentjie in jou lewe het en kan hê. En ek wil vra, mag dit heilige grond wees. Wees sensitief vir mekaar. As jy 'n stukkie van hierdie sinnetjie aan glo dit is wat jy dink, en ons ander mense wat dalk nie met jou saamstem nie, hanteer mekaar met respek. En verstaan ook, selfs al voel jy dalk net 'n sekonde so, beteken dit nie, dit is altyd jou prentjie van God nie. Dit kan verander, of dit kan ook net 'n klein deel van die waarheid wees. Die bedoeling van hierdie les, dat ons net al hierdie prentjies na die oppervlakte toe bring,
En net vir mekaar begin en sê, maar wat is die prentjies van God wat ons aanvas? En mag die gebed wees, soos wat julle deur hierdie gaan. Jy die hele tyd vir die Here vra, Here, wat is dit wat U wil hê ek vandag moet sien? Hooplik is dit 'n wonderlike, geseënde sessie vir julle almal. Sien julle volgende week.